Job 11 van vers 7 tot 9. Job, die man in die Ou Testament, wat deur bitter diepe proewings gegaan het in sy lewe, met God geworstel het, God op 'n stadium beskuldig het, aan God vrae en eise gestel het, en dan hier in hoofstuk 11 vers 7 tot 9 lees ons die volgende: Kan jy begryp wie God werklik is? Kan jy die Almagtige ten volle verstaan? Dit is kennis wat hoër is as die hemele. Hoe kan jy daarby uitkom? Dit is kennis wat dieper is as die doderyk. Hoe kan jy dit bereik? Dit strek verder as die aarde, wyer as die see. Nou broers en susters, ek het al van kleintyd af baie vrae oor God gehad. As ouma van my die Bybel gelees het, het ek gewonder oor sekere dinge. Dit nie altyd verwoord nie, maar daaroor gewonder. En die een ding waaroor ek als kind altyd gewonder het, is hoe lyk God? En waar is God, want ek kan hom nie sien nie. En die Bybel vertel vir my, God is daar iewers ver in die hemel, is dit 'n spesifieke plek, sit God regtig op 'n troon. Die een ding wat my veral baie gefascineer het, toe ek later ouer geword het, en steeds uit die Bybel gelees het, is dat jy in een Bybelboek 'n bepaalde voorstelling of 'n uitbeelding van God kry. Om dan in 'n volgende Bybelboek weer net 'n teenoorgestelde uitbeelding van God te kry. En dit het my baie gefascineer, my ook baie gepuzzle. En nou weet ek, broers en susters, vanmôre is daar baie mense in kerke oor ons hele land wat baie vrae oor God in hulle binneste het. Maar mense verwoord dit nie altyd nie, want mense van die kerk is bang vrae oor God te vra. Want mense dink as jy vra oor God en oor die Bybel vra, dan beteken dit jy begin die Bybel bevraagteken, of jy kyk krities na God en jy wonder of God ooit bestaan. Dis natuurlik glad nie waar nie. 'n Mens mag maar vra oor God vra, broers en susters, en die feit dat jy vra beteken juist dat jy erns maak met die Bybel, en dat jy ernstig is met jou verhouding met God. Daarom vra jy vra, want 'n mens kan net dieper insig bekom deur vrae te vra, en oor dinge te wonder, en na te dink en daaroor te pyns. Jy moet onthou dat onverskillige mense en ateïste nooit vra oor God nie, want God is nie vir hulle belangrik nie. En daarom gaan ons in hierdie kort reeks wat ek aanbied, vra. Nie met die doel om finale antwoorde te kry nie, maar om meer insig te bekom, om beter te verstaan, wat sê die Bybel eintlik vir ons? Wat probeer die Bybelskrywers vir ons aan ons verstand bring? Hulle wat 2000-3000 jaar terug gelede geskryf het, wat wil hulle vanmôre vir ons in 2017 sê, en kan ons regtig verstaan wat hulle vir ons sê? Nou dit was die wyse ou kerkvader Anselmus, wat toentertyd al gepraat het van geloof, wat probeer om te verstaan, fides quaerens intellectum, geloof wat probeer om te begryp, wat lees ek hier, wat staan hier in die Bybel, hoe moet ek dit vir myself sinvol uitmaak, sodat dit geestelik vir my as mens iets beteken. Nou broer en suster, wanneer 'n mens oor Jesus preek, of oor Jesus praat, of oor Jesus iets skryf, dan is dit relatief baie makliker. Nie probleemloos nie, maar makliker. Want Jesus was 'n historiese figuur. Jesus sê die Bybel is in Bethlehem gebore. Later het hy opgegroei in Nasaret. Hy was 'n jong tienerseun gewees. Uiteindelik is hy in Jerusalem deur die Romeine doodgemaak, en daar is hy deur sy volgelinge begrawe. So, jy weet van Jesus iets. Daar's niks ingewikkeld regtig oor die historiese Jesus nie. Maar wanneer dit by ons geloof in God kom, raak die dinge klein bietjie meer ingewikkeld. Want nêrens, broer en suster, tref jy enige familierekord van God aan nie. Daar is nêrens met respek gesê enige geboorteoomblik of 'n sterwensoomlik van God moontlik nie. God het geen begin, geen einde nie. God is van begin tot aan die einde toe ewig. En daarom maak dit soveel moeiliker om oor God te dink.
Om jou vanmôre 'n voorstelling van Jesus te probeer maak is ook eweens nie so moeilik nie. Want Jesus was 'n historiese figuur, het soos alle ander Jode in die Midde-Ooste en Palestina gewoon. Jesus het heel waarskynlik lang hare gedra, soos hulle in daai tyd gedra het. Jesus was manlik, daaroor hoef ons nie te twyfel nie. Hy het met sy voete geloop waar hy wou gekom het, daar was nie motorkarre nie. Die mense in Galilea het Jesus goed geken, want hulle het hom elke dag met hulle eie oë aanskou. Dieselfde kan ons egter nie van God sê nie. Want geen geestelike of vleeslike wese of sterflike wese het God al ooit gesien nie. Ek en jy weet dus vanmôre streng gesproke dus nie of God regtig oë en regtig ore en regtige mond en hande en vingers en voete en tone en bene het nie. Trouwens, alles wat ons oor God in die Bybel aantref, elke teksvers, elke beskrywing van God, is net beeldspraak. En soos ons verlede week gehoor het, beeldspraak was die Bybelfigure se manier om in gewone taal en woorde, sinne, begrippe iets oor die onsienlike te sê. En dit is op sy beste maar bitter gebrekkig. En daarom wil ek vanmôre vir jou sê, broer en suster, pas dit elke gelowige om altyd baie meer nederig en minder aanmatigend te wees wanneer ons somme links en regs uitsprake oor God maak. God wil dit doen, God wil dat doen, God wil jou so en God wil jou so. En soms wonder ek by myself, waar kry hierdie mense of die predikers wat jy op die televisie sien, soms hierdie sekerheid, maar God wil dit doen. En God is so en God is nie so nie. Wanneer die psalmdigter in die teenwoordigheid van die Here kom, kan hy niks oor God sê nie. Hy kan maar net God se grootheid besing. En Jesaja die profeet, wanneer hy in God se teenwoordigheid kom, sê vir ons in hoofstuk 55, julle moet onthou, soos die hemel hoër is die aarde, so is God se optrede verhewe bokant ons optrede en sy gedagtes bo ons gedagtes. God is nie jou gelyke nie. Daarom moet ek en jy nooit die fout maak om te dink ons kan die onmeetlik hoë God volkome begryp en verstaan nie. So iets is nie moontlik nie. En tog ten spyte van die feit, broers en susters, dat die Bybel ten beste, Ou en Nuwe Testament, vir ons loergaatjies op God bied. Want elke teks in die Bybel, elke hoofstuk, elke Bybelboek, gee vir ons net 'n loergaatjie op God. Jy kan iets sien, maar nie te veel nie. Is daar nog steeds by mense vanmôre die innige behoefte om meer van God te weet? Om meer van God te verstaan en meer van God te begryp. Dit help nie vanmôre ons sê, wel ons aanbid maar net God, maar ons weet nie wie hy is en wat hy doen, wat sy eienskappe is, en hoe hy handel, of hy handel, en hy betrokke is en of hy nie betrokke is by ons nie. Nee, ons wil weet, ons wil van God weet. En nie sommer net van God in die algemeen nie. As ek meer van God wil ek meer weet van die God van die Bybel. Ek wil meer weet van die God van Abraham, Isak en Jakob. Ek wil meer weet van die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Wie is hy regtig? Hoe is God by my betrokke? Hoe moet ons hom vir ons voorstel? En broer en suster, dit is nie maklike vrae nie. Maar hierdie vrae is nietemin essensieel vir jou geestelike groei, vir jou insig. Dit is essensieel vir ons en die moeite werd om die Bybel te ondersoek om meer van God te weet. En dis presies wat ek die volgende Sondag of 2 wil doen. Ons gaan ondersoek instel en kyk of ons enigsins 'n bietjie meer lig kan kry oor die persoon van God. Wie is hy regtig en hoe is hy betrokke by ons op hierdie aarde? Ek noem hierdie dinge godsvrae. Want dit is wat in die harte van mense leef. Godsvraag. Here, waarom doen u dit? Here, waarom bid ek en u antwoord nie? Waarom is God so en nie so nie? Die vraag in ons harte. Nou laat my allereers vanmôre begin deur vir jou daarop te wys, broers en susters, dat wanneer ons in die kerk, en spesifiek dan in die prediking en in die teologie, oor God praat, doen ons dit altyd op 'n baie spesifieke manier. Ons gebruik spesifieke terme en begrippe vir God.
En daardie begrippe en terme is as volg. Ons verwys na God eerstens as die Almagtige, tweedens as die Alomteenwoordige, derdens as die Alwetende en Albeskikkende, vierdens as die Onbegryplike en vyfdens as die Onveranderlike een. Daar het jy basies die eienskappe van God, soos wat ons in die kerk, in die prediking en in die teologie oor hom praat en oor hom dink. Nou is die groot vraag, wat wil hierdie begrippe en omskrywings eintlik vanmôre vir jou en vir my sê? Wanneer jy vanmôre in hierdie diens sou opstaan en sê, ek glo in God, die Vader, die Almagtige. Wat bedoel jy met daardie belydenis? Weet jy vanmôre? As ons sê God is almagtig, beteken dit ons bely as kerk, God kan letterlik alles doen en niks is ooit vir hom onmoontlik nie. Of wat sê ons eintlik daarmee? Christene is ook lief om te sê, God is onveranderlik. Maar wat bedoel ons daarby as ons vanmôre sê, God is onveranderlik? Het jy die prentjie in jou kop van God op die troon met respek gesê, soos die groot ysman wat daar sit, nooit roer, nooit beweeg nie, en tussen hakies, broers en susters, weet julle, wanneer kry ek 'n rilling langs my ruggraat af, wanneer ek 'n boek van 'n rak afhaal, of ek hoor 'n Christen sê, ons het nou by mekaar gekom en ons bid, now God is going to move. En ek dink by myself, wat 'n prentjie het ons van God in ons kop? Staties, doodstil, onveranderlik, en wanneer 'n klomp mense op aarde begin bid, of hulle groot saamtrek in Bloemfontein, nou, God is going to move now. En ek dink by myself, wat 'n prent het ons van God in ons kop? Lees ons dan nie in die Bybel op 'n hele paar plekke, en veral in die Ou Testament, dat God van plan kan verander nie? Lees ons dan nie op 'n paar plekke in die Bybel dat God 'n oordeel oor Israel uitgespreek het, maar hom later bedink het en daardie oordeel herroep het nie? Is God dan nie in 'n sekere sin dan tog ook veranderlik nie? Hoe moet ons God vanmôre sien? Ek het na 'n lang oorweging hierdie week besluit om my toe te spits op 3 eienskappe van God. Dit is die 3 eienskappe waaroor mense die meeste praat en soms die meeste oor wonder. Die eerste eienskap is God se almag. Tweedens, God se alwetendheid. En derdens, die eienskap waaroor ons nie hoef te wonder nie, maar waaroor ons as gemeente en as kerk net kan sing en kan loof en prys, naamlik God se liefde. Ek gaan vanmôre begin, broers en susters, deur die vraag te vra: wat verstaan jy onder die alwetendheid van God? Maar voordat ek dieper op hierdie saak ingaan, wil ek eers 'n paar kantaantekeningkies maak, want dit gaan jou help om 'n bietjie meer insig in hierdie reeks en in die onderwerp te kry. In die eerste plek wil ek vanmôre vir jou sê, moet ons onthou dat alles wat ons in die Bybel van God lees, ek kan nie hierdie dinge met 'n rooi streep dik genoeg onderstreep nie, rooi pen onderstreep nie. Alles wat ons van God in die Bybel lees, is deur doodgewone mense opgeteken, met hulle hand geskryf. Nie hemelwesens nie. Net mense. Nêrens kry jy dus op enige bladsy van hierdie Bybel in die Ou en die Nuwe Testament enige lewensgetroue penskets of 'n snapshot van God nie. Ons weet nie hoe hy lyk nie. Wanneer hy hom op die berg Horeb vir die eerste keer aan Moses openbaar, is dit slegs in die vorm van 'n natuurverskynsel. Moses sien nie vir God direk nie. Hy sien 'n bos wat nie uitbrand nie. En Moses wonder wat gaan hier aan, en kom nader en hoor 'n stem uit die bos met hom praat. Niks meer as dit nie. Die stem in die bos identifiseer homself met die Malak Jahwe, naamlik God self. Dieselfde gebeur wanneer die Here aan Abraham in Genesis 15 verskyn. Al wat Abraham sien is 'n brandende oond. Niks meer is die oond nie. En dan 'n stem uit die oond wat met Abraham praat en sê, ek is die God van
Israel, of die stem wat met hom praat en homself identifiseer as Jahwe. Niks meer nie. En in 1 Konings 19 lees ons dat die Here hom op 'n keer aan Elia geopenbaar het, die groot profeet. Elia was baie moedeloos, hy was daar op die berg Karmel en toe uiteindelik kruip hy daar in 'n grot weg. En die Bybel sê God het in die aandwind na Elia toe gekom, nie in 'n stormwind nie, nie in 'n vuurkolom nie, maar in 'n sagte aandwind. Ook Elia kon God nie direk aanskou nie. So wat sê dit nou vanmôre vir ons alles, broers en susters? Net dit. Geen mens, of het Abraham, Isak of Jakob of Moses of Dawid of Elia of Elisa of wie ook al was, het God ooit met hulle eie oë aanskou nie. Elke persoonlike ervaring wat die groot Bybelfigure met die goddelike of die bonatuurlike gehad het hulle met ander mense gedeel deur dit vir hulle te vertel. Ek was vandag op die berg Horeb. Jy sal nie glo wat het met my gebeur nie. 'n Bos het gebrand, maar het nie uitgebrand nie. Vertel die verhaal. En dan word daardie verhaal vir honderde jare vertel en oorvertel na ander mense toe en uiteindelik besluit 'n bepaalde of 'n spesifieke skrywer om hierdie grootse verhaal op perkament of papierus neer te pen. Hoekom? Sodat die nageslagte ook hiervan kan lees. Met ander woorde, broers en susters, alles wat ons in die Bybel van en oor God lees, spreek in die eerste plek van die gebeurtenisse wat eerstens met mense gebeur het, plaasgevind het. Maar ek en jy was nie daar nie. Ons was nie deel van daai gebeurtenis nie. Daai gebeurtenis is toe verander vertel en oorvertel en is later deur sekere skrywers geïnterpreteer en die mense wat die Bybel daarna oorgeskryf het met die hand weer, het dit weer geïnterpreteer. Dit is dus belangrik om te onthou dat dit verkiesliker is om na die Bybel as woorde van mense oor God eerder as God se woord direk aan ons te bestempel. En nou die heel belangrikste punt van alles wat ek wil onderstreep, moet 'n lekker rooi vetstreep. En dit is omdat die Bybelskrywers in die Ou en Nuwe Testament verskillende ervarings van God beleef het. Abraham so, Elia weer so en Moses heeltemal iets anders. En die Bybelskrywers hierdie ervarings wat hierdie manne gehad het, verskillend geïnterpreteer. En daarom kry jy verskillende uitbeeldings of omskrywings van God in die een enkele Bybel. Kom ek gee vir jou 'n sprekende voorbeeld hiervan. In Psalm 139 vers 7 tot 12 kry ons die volgende. Dit gaan so: Waarheen sou ek gaan om u gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan u teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel? Kyk, u is ook daar. Gaan ek af na die doderyk daaronder? O, sien daar, u is ook daar. Vlieg ek na die ooste of gaan woon ek in die weste? Ook daar lei u hand my. Hou u regterhand my vas. Wat sê die Bybelskrywer vir ons in Psalm 139? Maak nie saak waartoe jy gaan nie, broer en suster, God is daar. Dit herinner aan die Gesang 47 vers 1 in die NG Kerk se liederebundel wat ons al dikwels hier by ons ook gesing het. Dit gaan so: Op berge en in dale en oral is my God, waar ons ook telke male mag swerwe. Ja, daar is God. Waar ons gedagtes swewe of styg ook, daar is God. Om laag en hoog verhewe, ja, oral is my God. Wat Psalm 139 en Gesang 47 vers 1 in die liederebundel vir ons dus wil leer, is dat daar nie 'n plekkie op hierdie aardbol is vanmôre waar jy met jou vinger kan druk, waar jy sê God is nie hier teenwoordig nie. Klim jy op 'n vliegtuig en vlieg Rusland toe, sal jy vind dat wanneer jy daar aanland en die vliegtuig se deure gaan oop, daar op die rooi plein in Moskou, God is alreeds daar. God is vanmôre in Amerika. Maar hy is terselfdertyd ook in Kaapstad, hy is terselfdertyd ook hier in Brackenfell by jou en by my. Hy is vanmôre terselfdertyd ook in Johannesburg, Pretoria, waar daar dienste gehou word. En dit is immers wat alle Christene vanmôre onder God se alomteenwoordigheid verstaan. Maar nou is daar 'n interessante ding, broers en susters. As jou Bybel vanmôre nie 'n plat pannekoek Bybel is nie, en jy lees 'n bietjie dieper en jy delf 'n bietjie dieper in die skrif, gaan jy by tekste uitkom wat vir jou sê, maar nee,
God is nie alomteenwoordig soos wat ek en jy dit verstaan nie. So lees ons in Genesis 11 vers 5, dat die Here afgekom het om te kyk na die stad en die toring wat die mense vir hulle gebou het. God sien daaronder bou die mense 'n toring, die toring van Babel, en die Bybel sê God kom van bo af om te kyk wat doen hulle. En in Genesis 19 vers 3 sien ons dat Moses teen die berg uitgeklom het, om wat te doen? Om na God toe te gaan, daar bo op die punt van die berg. Ons lees verder ook in die boek Jona, dat die profeet op 'n skip geklim het met die intensie om van die Here af weg te vlug. Nou is die vraag vanmôre, broers en susters, hoe kan 'n mens na God toe opklim as hy oral eweveel teenwoordig is, bo en onder? Hoe kan jy van God af wegvlug as hy alreeds daar is waarin jy ook al van plan is om na toe te gaan? Hoe moet ons dit verstaan, broers en susters, dat jy op een plek in die Bybel die indruk kry, God is alomteenwoordig, en op 'n ander plek in die Bybel kry jy net die teenoorgestelde indruk. God is nie eweveel teenwoordig nie. Hoe verstaan 'n mens dit as die Bybel sê, ja, God is oral? Terwyl die Bybelskrywers uitdruklik vir ons sê dat in die Ou Testament het jy 'n tempel gehad met 'n voorhof, 'n heilige en 'n allerheiligste, en God het nie in die voorhof en die heilige gewoon nie, het net in die allerheiligste gewoon. En net die hoëpriester kon eenmal 'n jaar in daai teenwoordigheid inkom. Verstaan ons dalk die alomteenwoordigheidsbegrip verkeerd? Verstaan ons nie wat die Bybelskrywers wil sê nie? Wat bedoel ons wanneer ons vir ander mense sê God is alomteenwoordig? Mense vind hierdie tekste in die Bybel wat mekaar oënskynlik weerspreek baie verwarrend. En hopelik sal jy aan die einde van hierdie reeks by 'n punt kom dat ja, vir jou meer lig sal opgaan en jy sê nou verstaan ek regtig vir die eerste keer. Daarom wil ek vanmôre vereers volstaan met die gedagte dat God nie eenvormig in die Bybel uitgebeeld word nie. Ek wil dit ook met 'n rooi pen onderstreep. Ons kan dus nie vanmôre met 'n absolute sekerheid sê God is presies net so nie, want die Bybel gee vir ons net een beeld en een tekening van God nie, want dis nie waar nie. As ons 'n beeld van God in ons kop skep, van so is hy. En as ek vanmôre vir jou in die prediking sê God is net so, en in daai terme wat jy daar gelees het, wat die een na die ander verskyn het, God is net so, dan doen ons wat die Ou Testament ons verbied om te doen, naamlik om 'n afgodsbeeld van God te maak. Die heidene het hulle God voorgestel op 'n spesifieke manier en dan 'n beeld gemaak en vir hom gebid. So is die God wat hulle aanbid. Die Ou Testament verbied dit. Want nie een van ons kan sê God is so, of God is so, of God is anders nie. Niemand kan God vasgryp nie. Dit bring my dan nou by die verskriklike moeilike onderwerp wat ek vanmôre wil aanroer, naamlik God se alwetendheid. En onder alwetendheid verstaan ons dat niks ooit vir God verborge of geheim is nie. God weet alles. God ken die verlede. God ken die hede. Hy weet ook presies wat môre, oormôre en tot aan die einde van die tyd toe gaan gebeur. Of anders gesê, God is volledig en volmaak oor alles ingelig. Die Engelse praat van die eternal presence. God sien alles in die eternal present. Dit wat hy sien, tegelykertyd verlede, hede en toekoms. En ek gaan nou vanmôre 'n teks of 2 uit die Bybel vir jou aanhaal, daar's dosyne van hulle, wat hierdie waarheid bevestig en onderstreep. God weet alles. Ek gaan weer Psalm 139 as die voorbeeld gebruik. Daar lees ons in versie 1 en 2 die volgende, luister mooi. Here, u sien dwars deur my. U ken my. En of ek nou sit en of ek nou opstaan, of wat ek ook al doen, u weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opgekom het. Wow. Ek het hierdie afgelope week met hierdie Bybeltekste gesit en sê, awesome. Maar is ook scary. God, sê die psalmdigter, ken my gedagtes nog voordat hulle in my kop gevorm is. Hy lees nie net gedagtes nie, hy weet wat jou gedagtes is voordat jy dit bedink.
En Matteus 6 vers 7 en 8 bevestig hierdie waarheid. Jesus sê uitdruklik vir ons, dat wanneer ons bid, moet ons nie 'n stortvloed van woorde gebruik soos wat die heidene doen nie. Want, sê hy, julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van hom vra. Bingo! God weet, nog voordat jy weet dat jy weet. Awesome. Daar is ander tekste in die Nuwe Testament wat dieselfde waarheid bevestig, broers en susters, wat die lekker gevoel in jou hart bring. Ja, nee, maar so is God. Want in 1 Johannes 3 vers 20 sê die skrywer, as ons gewete ons veroordeel, iets wat baie gebeur, met my ook, God is groter as ons gewete en hy weet alles. Hallo, het jy dit gehoor? God weet alles en dit beteken alles. Duideliker in die Bybel kan dit nie gesê word nie. God besit volmaakte kennis. Die Engelse praat van omniscience. And that, brothers and sisters, is the capacity to know everything there is to know. God knows it. Daar is nog een klein tekstje wat ek wil aanhaal. Net om die spyker diep in te slaan. En dis 'n teks waarmee ek en jy baie goed vertroud is. En wat weer eens die alwetendheid van God baie skerp onderstreep. Ek verwys natuurlik na Matteus 10 vers 29 tot 30 waar ons lees dat God selfs kennis neem van een enkele ou mossiekie in hierdie wêreld wat dood neerval op die grond. Maar miskien weet jy vanmôre hoeveel mossies is daar in die wêreld. Ek weet nie, maar dit moet seker maar 'n paar 100 miljoen of 'n paar biljoen wees. God weet van elke mossiekie wat op die grond nou neerval. Maar meer nog, die teks impliseer ook dat al die hare op jou kop tot die laaste grys enetjie toe wat die kinders jou vanmôre gegee het, ook getel is. Nou as dit so baie hare is, wat ek of Johan Engelbreg het, dan is dit nie so baie moeilik om dit te tel nie. God sal nou met respek gesê nie 10 minute lank vat om jou hare te tel, of Johan se hare te tel nie. Maar hier is 'n paar mense onder ons met 'n dik bos hare. En almal is getel. Dit is amazing. God weet nie net hoeveel haar jy nou op jou kop het nie. Volgens hierdie teks weet hy vooruit hoeveel môre gaan uitval môreoggend as jy hare kam voor die spieël. En hoeveel weer gaan teruggroei môre aand. God weet alles. 'n gerusstellende gedagte vir gelowiges. God knows everything. Hy ken my omstandighede, hy weet van alles. Maak nie saak wat vandag of môre of oormôre of oor 20 jaar van nou af gaan gebeur nie. Die Vader in die hemel weet alles. Ek is rustig, veilig by hom. Niks kan God ooit verras of onkant betrap nie. Maar nou van verrassing gepraat. Want daar wag 'n verrassing vir ons as jy bietjie dieper in die Bybel delf. Want daar is ook tekste in die Ou en Nuwe Testament wat vir jou die indruk gee dat dit nie heeltemal so is nie. En dat God nie alles weet nie. Meer spesifiek dat God nie weet hoe die toekoms vorentoe gaan verloop nie. En ek wil vir jou enkele voorbeelde vir jou uitlig en daarmee volstaan. In die Bybel kry ons wat teoloë noem die tekste wat die goddelike miskientekste genoem word. En die eerste voorbeeld wat ek wil aanhaal kom uit Jeremia 26 vers 2 tot 3. Jeremia 26 vers 2 tot 3 gaan so sê die Here. Gaan staan in die voorhof van die huis van die Here en praat met al die mense wat uit al die stede van Juda kom om in die huis van die Here te aanbid. Jy moet alles wat ek jou beveel vir hulle sê. Jy mag nie 'n enkele woord weglaat nie. Miskien sal hulle luister en hulle van hulle verkeerde lewe bekeer. Dan sal ek die straf herroep wat ek oor hulle wou bring. Broer en suster, jy moet baie mooi luister na hierdie teks. In die eerste plek moet jy daarop let dat God self aan die woord is. Dis nie 'n profeet wat namens God praat nie. God is self aan die woord. Hy praat. Hy sê vir die profeet. Hy gee aan die profeet die opdrag om na Juda toe te gaan en hulle tot bekering te roep. En die vraag wat 'n mens vir jouself vra wanneer hierdie teks lees is, gaan Juda, mense sit eintlik in 'n afwagting en 'n antisisipasie. Gaan Juda hierop agslaan? Gaan hulle luister en hulle bekeer? En in vers 3 wat dit voorkom of God nie hiervan seker is nie. Dis is wanneer ek vir Barbara sou sê, gaan sê vir een van die kinders, pa wil hê hy moet dit en dit doen.
Miskien sal hy hoor wat ek sê en na my toe kom en daaroor praat. En jy het presies dieselfde indruk wat hierdie teks vir jou gee. Daarom word die Hebreëse woord ulai, wat in Afrikaans met miskien vertaal word, hier spesifiek gebruik. En dit laat 'n mens sprakeloos. En dis nie net een teks in die Bybel in die Ou Testament, die broers en susters, dit wemel van dieselfde tekste. Exodus 32 vers 30, Jeremia 36 vers 3 en 7, Jeremia 51 vers 8, Jeremia 47 vers 12, Esegiel 12, 1 tot 3, Amos 5 vers 15, Lukas 20 vers 13 en 'n dosyn ander. Uit al hierdie tekste kan jy die konklusie trek dat God in sy groot wysheid 'n baie sterk vermoede het hoe die mense van Israel of die mense van Juda op sy woord gaan reageer, maar God kan nie met 100% sekerheid sê nie. In Jeremia 3 vers 7 en vers 19 kry ons 'n soortgelyke indikasie. Hier het jy die situasie waar Josia die koning van Juda is. Dit was 'n slegte tyd in Israel se bestaan. Die volk was troueloos. Hulle het nie hulle ag gegee op God nie. Die mense het nie kerk toe gegaan nie, nie Bybel gelees nie. Hulle het al die afgode in die land aanbid. Dit was 'n slegte tyd. Dan sê die Here, ek het gedink, nadat sy, dit is Israel, al hierdie dinge gedoen het, sal hulle na my toe terugkom, maar hulle het nie. En in die afgelope week sit ek by hierdie tekste en sê, Here, hoe moet ek hierdie tekste verstaan? Ek weet dit is mense wat dit geskryf het, maar hier kry ons die indikasie dat God hoop en kyk met verwagting. Gaan Israel terugkom na my toe? Gaan my seun na my toe terugkom? Helaas nie soos ek gedink het te verwag het nie. En 'n vader se hart wat daardeur aangeraak word. Dit is 'n verstommende openbaring. Weereens is dit God self aan die woord. God het gedink, maar dit het nie so uitgekom nie. Dan in Jeremia 7 vers 5 lees ons dat die Here weer eens die volk oproep na hom toe terug te draai en gehoorsaam te wees aan hom. Vers 7, as julle aan my gehoorsaam is, sal ek julle in die plek laat bly. Met ander woorde in Israel en Juda. Die woord as wat hier gebruik word, dui daarop dat die volk die finale besluit moet maak en God wag om te kyk wat hulle gaan doen. En dan, broers en susters, die baie bekende Genesis 22 in die Bybel, waaroor mense al male sonder taal in die verlede vir my geplaat en antwoorde geëis het. Waar God vir Abraham op die proef stel en eis dat hy vir klein Isak op die berg Moria moet gaan offer. Dit was 'n verskriklike ding wat Abraham moes doen. Hy doen dit nogtans. Want hy is getrou aan God. En hy wil getrou wees tot in die kleinste en die grootste dinge. Dan vat hy sy seun Moria toe. Hy bind hom op die altaar vas. Die hout is daar, die vuur is daar. En hy vat die mes en lig sy arm op om sy seun te offer. En dan sê die Bybel, kom die Malak Jahwe, die engel van die Here, God self, en gryp hom aan die pols. En sê, stop, moet dit nie doen nie. Want nou weet ek dat jy my dien. Nou weet God dat hy hom dien. God nie voorheen geweet nie. Wat is die strekking van hierdie woorde? Hoe moet ons Genesis 22 verstaan? En dan weer, broer en suster, as God iemand toets, wat is die sin van die toetsing as God klaar weet wat die uitkoms gaan wees? Dan maak die toetsing geen sin nie. Dis 'n klug. As 'n onderwyser 'n kind 'n toets laat skryf en hy weet presies hierdie kind gaan 52.3% kry, wat is die doel van die toets? Hoef nie die toets af te lê nie. Die onderwyser weet klaar. En soos ek vanmôre een teks na die ander kon opnoem, waar jy tog duidelik hier die indruk kry, dat God nie altyd seker is wat die toekoms gaan oplewer nie, maar kan dit waar wees? Dit maak my 'n bietjie ongemaklik voel, dit bring 'n kriebelling langs my rug. Ons het dan duidelik gehoor dat daar wel tekste in die Bybel is wat sê, by God is niks verborge nie. Daar is geen geheime vir God nie, God word nooit verras nie, God word nooit onkant betrap nie. Hoe moet ons dan die ander tekste verklaar, broer en suster? Daar geen enige predikant grys hare, net om oor hierdie dinge te dink, laat staan nog daaroor te preek. So ek gaan vanmôre vir jou 'n paar riglyne gee. Ek gaan net 'n klein liggie opsteek. Sien dit 'n groot donker vertrek waarin mense nie antwoorde het nie en ek steek net 'n vuurtjie op en jy gaan ietsie sien, maar jy gaan heel laas gaan jy nie die detail kry nie. So sien dit in die lig van 'n
baie beperkte denke van een enkele man. Die heel eerste ding wat ek vanmôre jou aandag wil opvestig is, dat God in Genesis 1 en 2 'n verskriklike gewaagde ding gedoen het. Vir die eerste keer waag God, soos wanneer iemand gaan waag by, as hy in Las Vegas kom, of by Sin City kom, en hy waag op die masjiene, waag God vir die eerste keer iets. Hoekom waag God, waarmee waag hy? Is daar iemand wat vir my kan sê? Iemand wat kan dink, met wat het God 'n waagstuk aangegaan? Ek luister om te hoor. God gaan 'n waagstuk aan die oomblik toe hy die mens maak. God skep iets buitekant homself, met wie hy in 'n verhouding wil kom, met wat God nog nooit gedoen en nog nooit ervaar het nie. Onthou, God is van ewigheid tot ewigheid, en vir die eerste keer in die tyd besluit God, ek wil nou mense maak. En die tweede ding, broers en susters, wat 'n mens opval, is dat God in 'n verhouding met hierdie mense wil staan. Wow! Het God 'n verhouding nodig met iemand? Nee. Maar God besluit, willens en wetens, ek wil in 'n verhouding met hierdie wesens wat ek skep gaan. Die derde ding wat jou opval is, dat God aan hierdie mense, ons noem hulle Adam en Eva in die Bybel, aan hulle wilsvryheid gee. Met ander woorde, die waagstuk lê daarin, broer en suster, dat God maak Adam en Eva, gee hulle wilsvryheid, hulle kan besluit en kies, wil ons hierdie God wat ons gemaak het aanbid of wil ons nie? En daarin lê die groot waagstuk. God kon robotte gemaak het, en elke keer 'n knoppie druk en daai robot reageer presies soos wat God wil hê, maar God besluit, nee, ek wil nie robotte maak nie, ek wil mense maak wat my lief het, en hulle moet my nie lief hê, omdat hulle moet my lief hê nie, hulle moet my lief hê, omdat hulle my wil lief hê. Dit is 'n groot waagstuk. Nou, broer en suster, ek sê dis 'n waagstuk om die eenvoudige rede, dat enige verhouding in hierdie wêreld waaraan jy kan dink, verhouding met jou vrou, verhouding met jou kinders, as daardie verhouding wat jy in vanmôre staan, as 'n egte verhouding wil kwalifiseer, moet beide partye insette kan lewer. Van hierdie kant af en van hierdie kant af. 'n huwelik stagneer wanneer jy inset van een kant het, maar nie van 'n ander kant nie. Gaan die huwelik en die verhouding dood en jy het 'n egskeiding. So om regtig vir God om in 'n verhouding te kom met ons, moet albei partye insette lewe. Adam en Eva, die mens, ek en jy, maar God moet ook insette lewer. Dis give and take. Waar een party in 'n verhouding die ander party totaal en al oorheers en hom manipuleer, jy robotte, en is daar nie sprake van 'n wederkerige verhouding nie, dan is dit diktator en onderdaan, eensydige verhouding van bo af onder toe, en ons doen presies wat die Skepper wil hê. Geen verhouding nie. Die Bybel leer egter vir ons van bladsy 1 af, regdeur, en dis wat die Bybel so opwindende boek maak tot aan die einde toe, dat God verkies om in 'n egte wederkerige verhouding met my en jou te wil staan. God sê dikwels in die Bybel, ek nader tot julle. Kom julle ook nader? Jesaja 1 vers 18 dink ek sê, die Here sê, kom laat ons die saak met mekaar uitpraat, kom na my toe, ek kom na jou toe, ons praat die saak uit, ons staan in 'n verhouding, ek wil hoor wat jy sê. Wat jy te sê het is vir my belangrik, maar ek het ook 'n paar goed op die hart vir jou. Dis 'n gesonde verhouding. Hierdie siening van God en mense in 'n wederkerige verhouding het gevolglik implikasies. Een daarvan het met God se alwetendheid te doen. Nou luister nou mooi, broers en susters, as God regtig weet, tot in die fynste besonderhede toe weet, wat die mens alles vorentoe gaan doen in die toekoms, impliseer dit vanmôre ook uit die aard van die saak, dat God geweet het, nog lank voordat hy vir Adam en Eva gemaak het, dat hulle in sonde gaan val, en dat hulle kinders se kinders in sonde gaan wees, en dat die wêreld in 2017 in die ellende en chaos gaan wees, as gevolg van daai skepingsdaad.
En die vraag is dan vanmôre, waarom het God dan met die skepingsdaad voortgegaan? Nou teoloë deur die tyd heen het probeer antwoorde gee hierop. En hulle sukkel nog steeds. So wie is ek om 'n antwoord daarop te probeer gee? Karl Barth, die groot Switserse teoloog, het gesê, ja, dit is so, God het voor die tyd geweet die mens gaan in sonde val, maar God het juist die mens geskep sodat hy in sonde val, sodat hy Jesus Christus na die aarde toe kan stuur. Broer, suster, maak nie sin so teologie nie. Nee, sê die bekende Ou Testamentikus professor Terence Fretheim. Hy lees die Bybel so. God wil in 'n eerlike en 'n opregte verhouding met jou en met my staan. En die wonder van die evangelie vanmôre is, ek staan nie in 'n valse verhouding met Jesus of met die Vader of met die Gees nie, is 'n egte verhouding. Ek gee, hy gee. Ons deel met mekaar, dit is 'n wonderlike proses van deel. Magte en kragte word van God se kant dus derhalwe ingekort. Ek en jy kan nie 'n verhouding hê met 'n God wat so groot is, dat hy boek aan die tyd is, dat hy nie in die tyd kan inkom nie, want hoe kan jy 'n verhouding hê met 'n God boek aan die tyd? Ek en jy is met mense in die tyd. En daarom sê hy tereg, die oomblik toe God geskep het, moes hy in hierdie groot prentjie wat net God was, 'n happie uit van homself uitgeneem het en teruggetree het, sodat daar ruimte vir jou en vir my ook kan wees. God verkies om saam met ons te werk, eerder as om ons totaal en al te oorheers, en hierdie teologie maak my opgewonde. Daarom lees ons ook in Genesis 18, dat toe die Here besluit die dag, hy gaan vir Sodom en Gomorra vernietig. Want die sondes het opgeroep na die hemel toe. Voordat God Sodom en Gomorra vernietig het hy iets gedoen. En nou is ek bang om te vra of julle die antwoord daarop ken, want die vorige een het nie so goed gegaan nie. Is daar iemand wat weet wat het die Here gedoen voordat hy Sodom en Gomorra vernietig het? Ja. God vra vir Abraham, sien jy Sodom en Gomorra? Kyk jy wat jy sien, wat jy daar aangaan, ek gaan hierdie stad vernietig. Dan sê Genesis 18 vers 22, en die Here het voor Abraham kom staan, doodstil. Wow. Dis 'n groot teks, selfs om oor te preek. God kom staan by Abraham, om wat te doen? En die Bybel sê, God staan voor Abraham om te hoor of Abraham nie dalk vir hom kan oortuig om nie Sodom en Gomorra te vernietig nie. Hallo? God is oortuigbaar, God kan van plan verander. Abraham sê, Here, is daar 10 mense in daai stad is wat regverdig is, sê jy die stad? Nee, sê die Here, dan sal ek dit nie doen nie. Abraham praat met God en God praat met Abraham. Daarom sou Paulus later, wanneer hy aan die gemeente van Korinthe skryf, die erns van hierdie saak onderstreep deur te sê, ons is medewerkers van die koninkryk van God. Die verhouding wat baie mense sien tussen God en ons, is ek is hier op die grond op my knieë, God is op die troon, en dis al wat ons doen. Baie mense is nog bang ook vir God. Terwyl Paulus sê, nee, staan op van jou knieë af. Werk met God saam. God wil niks alleen doen nie. Daarom lees jy in 'n teks in die Bybel in die Ou Testament, God doen niks voordat hy nie sy profete geraadpleeg het nie. God wil hoor wat ek en jy te sê het van die wêreld van Donald Trump en van ons president en van die rugby van gister. God stel belang om te hoor, ons werk met hom saam. Broer, suster, kom ek sê vanmôre vir jou iets oorweldigend. God wil die toekoms saam met jou en my vorm en skep. Die toekoms is nog nie geskep nie. Die toekoms is oop. Môre het nog nie gebeur nie. Oormôre het nog nie gebeur nie. 100 jaar van nou af het nog nie gebeur nie. God sê, hak saam met my in, my kinders. Hak saam met my in, Israel. Kom ons stap die pad. Kom skryf saam met my die geskiedenis. Kom ons vorm die pad vorentoe. Hoe moet ons nou vanmôre God se alwetendheid verstaan?
Dan wil ek vanmôre vir jou sê, broers en susters, in my klein nietigheid reken ek, God weet alles wat daar te wete is op hierdie aarde. Niks is vir God verborgen nie. Niks is om weggesteek nie. Maar, dit gesê, God weet nie wat oor 100 of 1000 jaar van nou af gaan gebeur nie, bloot net omdat die toekoms nog nie bestaan nie. God weet wel wat hy oor 100 en 1000 jaar van nou af gaan doen. Maar dit beteken nie God ken die geskiedenis vooruit tot in detail toe nie. En daarvan lees ons op baie plekke in die Bybel. As God vanmôre die toekoms volledig ken, rooi streep, beteken dit dat die toekoms reeds onveranderd vasgelê en gepredetermineer is. Verder beteken dit ook dat ons egte verhouding met God weer eens in die weegskaal is. As God klaar weet wat jy gaan doen van 50 jaar van nou af, en omdat jy dit doen, gaan jy nie hemel toe nie. Wat is die doel van die verhouding tussen jou en God? Dit maak geen sin nie. Dan maak het geen sin om te bid nie, want God weet al klaar. Nee, hierdie gebed gaan nie werk nie, want dit en dit en dit en dit is alles vooruit. Jou verhouding, die egtheid van die verhouding en die spontaniteit is dan beheen. Dan sal ons by 'n volgende keer moet gaan kyk, wat bedoel as ons sê, ons het 'n regte verhouding met God. So broers en susters, dis die dinge waaroor ek wonder. Dis van die dinge waaroor ek probeer skryf. En aan die einde kan ek sluit deur te sê, alles wat ons vanmôre oor God gesê het, alles wat ons vanmôre van God gesê het, alles wat ons in die Bybel aangehaal het, hierdie skrywer, daai skrywer, hierdie perspektief, daardie perspektief, wat ons van God weet, wat ons dink ons van hom weet, is net menslike gedagtes, is net teologiese konstruksies, en daarom vanmôre onvolledig en gebrekkig. God het hom wel aan ons geopenbaar en dank die Vader daarvoor. Maar Paulus waarsku en sê, onthou, moet jy te veel aanmatig nie, want die openbaring van God is soos iemand wat in 'n baie dowwe spieël kyk, vol stof. En wat jy daar sien is 'n baie dowwe beeldjie. Eendag sal ons God sien soos wat hy is. En dan staan, wow, Vader, wat was 'n oggend dat ek vir die gemeente gepreek het, u is so, as het ek maar net geweet. God is so gans anders. En daarom, terwyl ek met hierdie dinge besig is, en jy na my luister, en ek besig is om aan hierdie reeks te skryf, bly die woorde van Job gedurig in my gedagtes maal. Kan jy begryp wie God werklik is? Jy, daaronder, klein stoffie, jy? Kan jy die Almagtige ten volle verstaan met jou klein koppie, jou klein breintjie? Dis kennis wat hoër is as die hemele. Gisteraand toe ek hierdie boodskap na 'n week afsluit, was ek stil en stom geslaan. Daarom wees maar versigtig, wanneer jy volgende keer so links en regs en met 'n groot sekerheid God wil aanhaal, of uitsprake oor God wil maak. Aan sy voete bly, en by hom ingehaak wees, en saam met hom die pad van die toekoms stap. Amen.